Hartlike goeiemôre, vandag is Woensdag, is die 11de Maart, die jaar 2026. Wat se dag is hierdie? Dis petroldag, my boetie sal maak seker, jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week, jy kan nie op fumes rondloop nie, jy kan ook nie by die huis sit op die rusbank lê en verwag om gevul te word. Die woord sê, moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie, want dis waar jy jou petrol kry. Cell meeting, biduur, gaan kry jou petrol. Dit is lekker, opgewonde om saam met medeboeties en sissies die Here te kan loof en prys. Kry dit is awesome. As hy, my naam is Dani Gerber, vandag praat ons bietjie uit God se woord uit. En vandag gaan ek bietjie praat oor wetteloosheid, goddeloosheid. Ja, dit is bietjie partykeer, een keer was ek uitgehaal gewees om te sê, want ek sê toe daar, ja, die mense wat so wetteloos is goddeloos, en die persoon haal my toe uit. Jy kan nie dit sê nie, hoe kan ek sê mense is goddeloos? God se woord sê dit. Ek het een versie hier wat ek wil lees. Is daar in 1 Johannes 3 vers 4. Hy sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So hier het ek eintlik wat ek my standpunt wil gebruik en goed is, hierdie mense wat so wetteloos is. Kom ons kyk nou maar net as ons in die oggende werk toe ry. Hoeveel mense is wetteloos? Ongeag of waar nou 'n robot is, of daar 'n stopstraat is, dit is wetteloos. Daai mense gee nie meer om by 'n stopstraat te stop nie, by 'n robot te stop nie. As daar verkeer is, dan kom daai voertuig in die aankomende baan, want hulle is wetteloos. En dan kan jy maar gaan kyk, leef hierdie man 'n lewe volgens God se wil? Nee, hy's goddeloos. En ek het my standpunt en ek kan verkeerd wees deur as mense vir my sê, hoe kan jy sê die ou is goddeloos as hy wetteloos is? Want jy kan nie, as jy 'n kind van God is en jy leef vir Jesus Christus, dan sal hierdie goeters jou pla. Hierdie goeters gaan jou pla. Jy gaan nie iemand loop en besteel nie, want hy's wetteloos. Hy het nie 'n saak met die wet nie. Die wet sê daarvan dat ons nie dit moet doen nie. Maar hy het nie 'n probleem, hy het nie 'n saak nie. Hy kyk hoeveel mense kan hy roof. Hierdie mense wat hulle noem hulle pocket pickers, en hulle kyk of hulle jou kan by 'n stasie is dit ek het nog gekyk so op YouTube video's so goeders, dan druk hulle jou daar so baie by die mense op die stasie op die treine, dan kom hulle, dan steel hulle jou beursie, hulle steel jou horlosie van jou arm af. En my vertel, daai man het 'n verhouding met God? Nee, want hy's goddeloos, hy's wetteloos, hy het nie 'n saak met wat hom aangaan nie. Maar ja, soos ek voor ek te ver uitgaan met dit, ek voel net dat as jy 'n kind van God is, dan sal hierdie goeters nie, jy sal nie hierdie goeters doen nie. Maar kom ons lees bietjie 1 Johannes 3. Hy sê, vanaf vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om die sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en het hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is geregverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy's uit God gebore. So wanneer ek en jy in God is, dan kan ek en jy nie die goed doen. Die oomblik as jy dit doen, dan pla daar iets hier binne in jou, jou gewete pla jou, om vir jou te sê, dit wat jy nou gedoen het, is nie reg nie. So kom ek en jy, begin nie goddeloos raak nie, want wanneer ons goddeloos is, gaan ons wetteloos raak. Amen. Kom ons bid dit en vra die Here om ons te lei in hierdie saak. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here. Dankie vir u teenwoordigheid, Here. Dankie vir u Heilige Gees leiding.
en wat ons vermaan, wanneer ons iets doen, wat nie in plek is nie. Here, kom en help ons, vergewe ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, onthou, gaan kry jy op petrol, nie? En alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. 'n Geseënde Woensdag. God bless.